Goeiemôre vriende, so by die begin van 'n naweek, Vrydag 27 Maart 2026, mag julle sommer net 'n wonderlike naweek hê wat voor julle uitgestrek is. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons ons daaglikse brood asseblief. Vergewe ons ons skulde, net soos ons skuldenaars vergewe, en laat kom ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Dit mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons is nou by die tweede gedeelte van 1 Timoteus 6 en ons kom hier uit waar Paulus kom praat. Hy moes nou oor 'n paar goed gepraat, hy het nou oor die weduwees gepraat, oor die ouderlinge gepraat en daai goed en nou kom praat en hy het gister 'n bietjie oor slawe gepraat. Ons het dit geïnterpreteer in ons tyd as werknemers. En nou praat hy hierso 'n bietjie oor 'n paar manne wat uit die godsdienst uit wil geld maak. Ons sien hulle inderdaad rondtoer, vriende. Ek praat altyd van die manne met die groot bakkels en die volstruisleer skoene en die Rolex horlosies, né? Jy herken hulle nogal. Ek sê nou nie almal is so nie, maar dit is maar altyd hoe ek aan kyk, is die manne wat groot gaan, dit gaan net oor die geld. Kom sê hierso, hierdie dinge moet jy aan die mense leer en by hulle inskerp, kom sê Paulus vir Timoteus. As iemand 'n ander leer verkondig en nie hou by die gesonde woorde van die Here Jesus Christus en by die leer oor ons godsdienst nie, is hy verwaand en hy weet niks. En wat is hierdie leer? En dan kom ek al baie vir julle gesê, die oomblik as daar 'n add-on kom by Jesus Christus, dan is dit nie meer die Jesus wat ek en jy aanbid nie. Die Jesus wat ek en jy aanbid is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur hom nie. Johannes 1:12. As jy my aangeneem het, het jy reg om my kind genoem te word. Nie jy moet gedoop word nie. Nie jy moet gedit word nie. Nie jy moet eers dit doen nie. Nie eens moet jy hierdie, nee vriende. As jy hom aangeneem het, het jy reg om sy kind genoem te word. Ons sê net altyd, wat is die doop? Die doop is vir ons 'n teken dat ons gered is. Nee, ons moet dit ook altyd onthou. Maar moenie 'n add-on by goed kom sit nie. En so kom baie vir mekaar sê, aan die kruis het die Here nie eers vir daai gesê, dink om my vandag gesien die paradys wees. Paradys is dat die Here vir hom geklomp goed gesê het dat hy eers moet doen nie. Nee, hy het gesê vandag sal jy saam met my in die paradys wees. So hy sê besop vir hierdie manne wat ons begin. Besop vir die manne wat met doem spuit en jy moet dit doen en vergeet daarvan. Dis Jesus en Jesus is voldoende. As iemand afleer van die gesonde leer, kom sê hy vir hulle, besop vir hulle. Hy's verwaand en hy weet niks. Hy het 'n sieklike beheptheid met twisvrae en met stryery oor woorde. Jy kry hulle, liewe vriende, hulle wil die hele tyd met jou stry. Die Jehovah getuies is nogal 'n groot een hierson. Hulle wil die hele tyd met jou stry oor goed, die hele tyd. En ek en jy ken ook sulke mense wat die hele tyd hier oor jou is. Ek sien nie wanneer 'n ou bietjie lekker gesels oor goed en 'n ou verskil van mekaar nie. Dis mos nou totaal iets anders, né? Dis gesond, dis baie gesond. Maar wanneer mense begin om woorde te draai en om te draai en dan is daar fout. Hy sê, dan kom sy. Daaruit ontstaan afguns, twis, beledigings, gemeene verdagmakery, voortdurende risie van mense wat verstandelik verward en van die waarheid beroof is. Hulle dink dat die godsdienst iets is om geldelike wins mee te maak, né? En dis hoekom ek altyd sê, besop vriende, dis baie maklik. Dis maklik om geld te maak in 'n kerk, hoor. As ek 'n kerk wil voltrek daar by ons, dan noem ek 'n genesingsdiens. Ek adverteer dit wyd. Ek sit so 2 ouens daar, liewe vriende wat nie regtig siek is nie en hulle raak nou kan mekaar staan gesond daarso. Ek trek hy kerk vol. Kry vir my 'n lekker band, ons sing dat die bissies bewe vir 'n halfuur lank en ons doen daai goed. Sondag vir Sondag trek ek daai plek vol. Maar besop daarvoor, die Here ken elkeen van ons ingesteldheid. Hy weet hoe kom jy goed doen. Hy weet hoe kom jy goed doen. Besop, sê Paulus vir Timoteus, besop. Die godsdienst is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het. En dis hoekom ek altyd sê, liewe vriende, ek lees het klaar, want ons het niks in die wêreld ingebring nie, ons kan ook niks daaruit wegneem nie. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking, is nou die godsdienst uit.
Hulle loop hulle vas in 'n stryk van baie sinlose en skadelike begeertes, waardeur mense in verderf en ondergang gestort word. Geldgierigheid is 'n wortel van alle kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal. Daardeur het hulle self baie ellende op die hals gehaal. Ek gaan nou iets daaroor sê. Dis hoekom ek altyd sê, dis altyd goed om 'n kerkraad te hê. Om oor jou toesig te hou, om 'n synode te hê, om 'n ring te hê, om op die ouene te bepaal wat is die predikant se traktament. Dat ek nie 'n loskanon en 'n one-man show is nie, en ek besluit op die ouene, nee wat, ek wil sommer daai salaris hê, ek lekker preek in die kerk al hoe voller, ek doen 'n paar goed, ek begin dan 'n paar goed doen, om mense in te trek, sodat hulle meer geld kan kry, sodat ek meer geld kan kry, en so raak dit 'n bose kringloop, en dit is maar eintlik waaroor dit gaan, waar Paulus vir Timoteus waarsku, sê, pas op vir hierdie ouens, né, pas op vir hulle, en dan begin hulle kerke teen mekaar afspeel, hoekom? Omdat hulle van die ander kerke se mense wil trek, na hierdie kerk, sodat hulle nog meer geld daar kan kry, né. So, baie besop daarvoor sê Paulus, jy kry vir hulle. Maar oor die algemeen ook sê hy sê geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal. Daardeur het hulle self baie ellende op die hals gehad. En geldgierigheid is so, ons moet baie mooi kyk daarna. Geld is goed, ons het almal geld nodig, ons het geld nodig om te lewe, dit is niks slegs om geld te hê nie. Ek sê altyd vir julle, yes, wees 'n rentmeester ook, onthou God gee vir jou die geld. Ek dink is belangrik dat jy geld in 'n kerk waar jy ook al is instort, want jy berei die koninkryk daar so uit, jy maak dat die evangelie verder uitgedra kan word. Ek dink is belangrik dat jy daai goeie doen, maar jy kan vir jou motor koop, jy kan vir jou huis koop, jy kan allerlei nice goeie doen. Maar moenie geld so najaag dat jy God in die prentjie verloor en Jesus in die prentjie verloor. Moenie geld so najaag dat jy naweek vir naweek moet ergens heen gaan om net jou wiele te pomp nie. Nooit omtrent by die Here uit te kom. Ek praat van Sondag spesifiek ook, né. Ek praat nie eens van die week nie, want mense wat geld najag, wat regtig geld najag, is mense wat baie keer nie baie tyd het vir God nie. Ons sukkel almal, ek weet ons sukkel almal daarmee. Maar hulle pertinent en hulle kom baie keer op die punt dat hulle dink maar dis eintlik hulle verstand, dis eintlik hulle harde werk wat hulle gebring het daar. Vergeet in die prentjie, God het hulle krag gegee, God het hulle die verstand gegee, God het hulle die woema gegee om daardie goeders te doen. Hè. En daarom kom sê Paulus, waarskyn nie vir Timoteus, hy sê geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal. En vriende, dit is hoekom die Here op 'n stadium sê, dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. En hoekom? Want wanneer jy ryk raak, dan begin jy onafhanklik raak van God. Dit is asof jy vir God 'n guns bewys. Kom ons praat gou oor die kerk oor die algemeen. Wanneer iemand 'n tiende vir die Here gee, dan kom ons sê hy gee 'n groot tiende. Maak, ek weet nou nie wat is groot, groot is relatief. Die vroutjie wat 5 pennies kom ingooi daarso in die skatkis was die rykste van almal se Jesus, né? Omdat sy uit haar eenvoud uit 'n groot uitgegooi. Maar kom ons sê oor die algemeen. Jy moet nooit dink jy beïndruk God met wat jy doen nie. God het jou geld gegee. Gaan nie daaroor. Jy moet die regte gesindheid hê. Jy dink miskien R100 is baie, maar die Here wil sê eintlik vir jou nie. Jy moet R20,000 gee. Jy kry dan nou 300, 400,000 rand, wat ook al. Ja, dit gaan oor die beginsel. Jy bewys nooit vir God 'n guns wanneer jy iets gee nie, né? Ek dink ons moet dit altyd onthou. Maar geldgierigheid is die wortel van alle kwaad, sê ons, né? Want vriende, op die ou einde gaan dit daar dat ek en jy ons kan ons versekering koop, ons kan ons medies koop, ons kan net nie ons lewe koop nie. En dat ons baie keer dan onafhanklik van God begin dink, omdat ons dink, ek is dan nou hierdie ou, jy weet, of hierdie vrou. Ek dink ons moet net baie mooi daarna altyd kyk, né? Niks verkeerd met geld nie, niks verkeerd is vir jou mooi kar, 'n mooi huis, strandhuis koop nie. Wees 'n rentmeester en doen ook die regte goed. Kom 'n lewende verhouding met God, volg in Jesus se voetspore en laat die Heilige Gees deur jou werk, né? Kom na die gemeenskap van gelowiges waar hulle Sondag by mekaar is die kerk, kom loof en aanbid die Here. Raak betrokke by 'n selgroep, lees die woord van die Here elke dag, beplan jou week daarvolgens. Moenie van die samekomste van die gemeente wegbly soos so baie gewoonte is nie, sê Hebreërs 10 vers 25 vir ons, né? Niks verkeerd met geld nie. Besop net dat dit nie jou alles word nie.
Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.